Hartlike goeienaand, liewe vriende, by ons aandiens van Uit die Woord Digitaal. Mag die Here vanaand vir ons by hierdie baie besondere geleentheid ryklik seën en in ons harte werk deur die Heilige Gees. Dankie dat U vanaand by ons inskakel. Kom ons word stil voor die Here. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God onse Vader en van Jesus Christus onse Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Filippense 2 vers 1 tot 11. Ons begin lees by vers 1. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus Christus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here vandag. Broeder en suster, ons praat vanmôre oor die baie belangrike tema van nederigheid, wat die pad na ware gehoorsaamheid is. Vandag wil ek jou uitnooi om saam met my te kom stap, liewe broeder en suster, op een van die belangrikste, maar dikwels die moeilikste paaie in enige mens se lewe. En dit is die Christelike lewenspad. 'n Pad van nederigheid. Ons leef in 'n wêreld wat ons aanmoedig om as mense belangrik te wees, om te presteer, om aan jou eie beeld te bou, om erkenning te soek. Die wêreld sê, as ek groot wil wees, klim hoër. Maar Jesus sê, as jy groot wil wees, buig laer. Jesus keer die wêreld se hele waardesisteem heeltemal om, broeder en suster. Hy wys ons dat ware grootheid nie kom deur hoogmoed nie, dit kom nie deur trotsheid nie, maar deur nederigheid. Nie deur om gesien te word nie, maar deur God en ons naaste te dien. Ware nederigheid kom nie om op die troon te sit nie,
maar deur die handdoek op te tel en mekaar se voete te was. Die Bybel wil vandag vir ons hierdie een groot belangrike waarheid kom leer. Nederigheid is nie swakheid nie. Dit is gehoorsaamheid aan Jesus Christus, die Seun van God. In Jakobus 4 vers 6 staan hierdie woorde: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Dit is 'n baie dramatiese verklaring. Die Bybel sê nie, God is teleurgesteld in die hoogmoediges nie. Hy sê, God weerstaan hulle. Hy wil niks met hulle te doen hê nie. Hy verafskeë hulle. Die mens met 'n hoogmoedige hart bots met God se hart. Hoekom? Omdat 'n mens vol hoogmoed die houding in sy lewe het wat sê, ek het God nie nodig nie. Ek is beter as ander. Ek kan dit self doen. Maar die nederige hart sê en erken, Here, U is die koning en die heerser van my lewe. Alles wat ek het, is net genade alleen. Ek is afhanklik van U. Nederigheid maak ons diensbaar en bruikbaar vir die Here. Nederigheid maak ons iemand wat deur God gevorm kan word. Nederigheid maak dat God sy genade in ons lewens kan uitstort. Nou kom ons dink 'n bietjie vanmôre oor ons eie lewe op hierdie pragtige Sondag wat die Here vir ons gegee het. Is daar dalk areas in jou lewe waar jy dinge nog self wil beheer en bestuur? Waar jy jou eie planne bo God se planne gaan stel? Waar jy nog nie die Here ten volle vertrou nie? Die Here roep ons almal vandag op, geliefdes, met hierdie woorde: buig jou hart en ek sal jou ophef. Die mees leerbare hart van enige mens is 'n nederige hart. Selfs Jesus, volmaak, sondeloos, die Seun van God, het volgens Lukas 2 vers 52 in wysheid en in grootte toegeneem. Hoeveel te meer moet dit ook nie so in ons lewe wees nie. Ek en jy moet ook met wysheid en in grootte toeneem. Hoogmoed maak dat ons nie raad van ander mense wil aanvaar nie. Ons wil nie eens raad van God aanvaar nie. Hoogmoed maak dat ek nie kritiek in my lewe kan hanteer nie. Hoogmoed dink, ek weet beter. Of, ek het niemand anders nodig nie, ek het al die kennis en insig, ek sal dit self doen. Maar nederigheid maak ons ontvanklik vir geestelike groei. Nederigheid bring vernuwing in ons lewe. Maar dit maak ons ook oop vir die werk van die Heilige Gees in ons harte. God wil ons lewens kom vernuwe en kom verander. Ja, ons harde harte wil hy kom sag maak. Hy wil dit kom slyp tot 'n voorwerp wat vir hom tot eer sal wees. Hoe doen God dit? Hoe slyp God jou lewe en jou hart? God slyp ons lewe deur 3 dinge. En is 3 belangrike dinge waarop ek en jy kan kennis neem. Die eerste belangrike ding hoe God jou lewe slyp, is deur sy woord. Die woord is 'n tweesnydende swaard wat die waarheid aandui en wat die leuns uitwys. Dis die lig vir ons pad en die lamp aan ons voet. En Johannes 17 vers 17 sê, U woord is die waarheid. 'n Mens met 'n nederige hart aanvaar God se woord in jou lewe en dan begin God jou hart en jou lewe te slyp tot sy eer. Dan die tweede belangrike ding wat God gebruik om ons lewens mee te slyp,
is deur mense. Hy stuur mense op jou lewenspad. 'n leraar wat vir jou bystaan, wat jou leer vanuit God se woord. 'n man of vrou wat vir jou bystaan en vir jou bid. 'n ouer wat sy kind aan die Here kom opdra en vir jou kind kom raad gee en leer. 'n mens met 'n nederige hart luister na die mense rondom jou se raad en hulle leiding. En so kan God sulke mense gebruik om jou lewe te slyp en te vorm tot sy eer. Moet daarom nie mense rondom jou wegstoot nie. Hulle word deur God gestuur. Dan in die derde plek, God slyp ons ook deur ons omstandighede. Broeder en suster, dit is waar, dat almal van ons in hierdie wêreld, een of ander tyd, bitter swaar gaan kry. Of dalk reeds in hierdie proses nou in my lewe is. Daar is pyn, daar is hartseer, daar is moeilike omstandighede, daar is lyding, daar is siekte. En baie mense dink as die Here dit op my pad bring, dan straf hy my. Dis nie wat die Bybel leer nie. Dis 'n vormingsproses. Die Here trek ons nader in hierdie moeilike omstandighede, nader na hom toe. En ons moet leer, die Here bring dit oor my lewe, sodat ek en jy meer afhanklikheid van hom kan leer. 'n nederige hart verwyd nie die Here oor swaar tye in jou lewe nie. Maar vra eerder, wat wil U, o Here, vir my leer in hierdie omstandighede? Watter area in jou lewe, broeder en suster, moet die Here nog slyp? Is daar iemand se raad wat jy afwys omdat jy te trots is of hoogmoedig is? Is daar iets wat jy moet erken? Maar jou eie ego keer jou om die waarheid raak te sien in jou eie lewe. Wees nederig. Wees oop vir ander se raad en lering, want God kan 'n nederige hart baie sinvol gebruik. Nederigheid is die gom wat verhoudings ook aan mekaar hou. Waar daar nederigheid is daar vrede. Waar daar nederigheid is daar samewerking, is daar geduld, is daar liefde. Hoogmoed sê, ek is belangrik. Ek moet raak gesien word. Ek is altyd reg. Ek moet my sin kry. Maar nederigheid sê, hoe kan ek diensbaar wees? Hoe kan ek help bou? Hoe kan ek vrede bewaar? Kyk na Jesus. Hy was ons rolmodel, die model van nederigheid. In ons teks van vandag in Filippense hoofstuk 2 skryf Paulus vir ons die mooiste beeld van hoe Jesus nederig was. Hy was God, maar hy verneder homself om 'n mens te word. Hy het mens geword vir ons. Hy het gelei aan die kruis vir ons. Hy het sy lewe gegee vir ons. Jesus, die Seun van God, in die hoogste hemele, het mens geword, dienskneg geword en 'n nederige pad van gehoorsaamheid aan sy hemelse Vader geloop. En nou roep hy ons op om dieselfde gesindheid in ons lewe te hê. Is daar iemand aan wie jy dalk verskoning moet gaan vra in jou lewe? Is daar iemand wat jy moet vergewe? Is daar 'n situasie waarin jy nederigheid moet gaan optree? Is daar 'n plek wat jy moet ophou om erkenning te soek heeltyd vir jou eie lewe? Nederigheid herstel verhoudings waar niks anders dit kan doen nie. Nou broeder en suster, nederigheid groei nie sommer net van self in my lewe nie. Dit word bewustelik gekweek met die regte hartsgesindheid wat die Heilige Gees in jou bewerk. Hoe moet ek en jy begin lewe? Die Bybel gee vir ons 'n paar belangrike dinge.
Hier is 4 belangrike dinge wat ek vandag vir u wil uitlig. Hoe moet ek en jy begin lewe? In die eerste plek, ons moet dankbaar begin lewe. Ons moet oefen om dankbaar te wees. Dankbaarheid herinner jou dat jy nie selfversorgend is nie. Want alles wat jy het, kom uit God se hand. Dit hou jou afhanklik van die Here. En weet jy, ons is soms so geneig om net al die verkeerde dinge in die lewe raak te sien. Of alles wat nie wil uitwerk nie. Maar wat gee die Here vir jou aan die ander kant? Waaroor jy baie dankbaar kan wees. Jy moet dankbaar wees vir wat jy het. Oefen daardie dankbaarheid met 'n nederige hart in jou lewe. In die tweede plek, wees oop vir terugvoer. Sê gereeld vir geliefdes rondom jou, help my om te sien wat ek nie in my eie lewe kan raak sien nie. Ons sien nie altyd ons eie foute nie, ons eie tekortkominge nie, of die gevare wat op my pad is nie. Vra iemand wat jy vertrou, en wat ook 'n kind van die Here is, om jou hierdie dinge uit te wys in jou lewe. Jou eie ego moet afgebreek word, en die karakter van Jesus moet gevestig word in jou hart en gebou word in jou lewe. Dan in die derde plek, hoe moet ek en jy nog begin lewe? Ons moet dien in stilte. Help ander mense. Die lewe gaan nie net oor jou nie. Help die mense rondom jou. Ondersteun hulle, bid vir hulle, maak 'n verskil. Nie om deur mense raak gesien te word nie, nie vir menslike erkenning nie, maar vir Christus. Alles wat jy doen in jou lewe moet vir Jesus wees. Daarom is niks te veel moeite nie. Daarom maak ek nie verskonings nie. Daarom leef ek my Christenskap uit. En dan in die vierde plek, onthou jou eie sterflikheid. Hierdie lewe is kort. Die dae vlieg verby. Wat doen jy vir die Here in jou lewe? Psalm 90 vers 12 sê, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Wanneer jy onthou hoe kort die lewe is, dan word jy sagter in die hart, meer nederig en meer bewus van jou eie verganklikheid. Daarom, broeder en suster, wil ek jou uitnooi, koop die tyd uit, gebruik jou tyd sinvol, laat jou dae tel, gebruik jou tyd vir die Here, maak 'n verskil in nederigheid. As ons dit doen, loop ons 'n pad van gehoorsaamheid. Nederigheid is nie bloot maar net 'n konsep wat iemand uitgedink het nie. Dis 'n leefwyse wat Christus ons kom leer het. Dit help nie net ons praat daaroor nie, maar ek en jy moet dit gaan doen. Nederigheid moet 'n daaglikse aksie wees in ons lewe. Gaan doen die klein dingetjies wat 'n groot impak maak. En jy doen dit nie vir jouself nie, jy doen dit vir Jesus. Ek en jy moenie die hart van nederigheid miskyk nie. Die hart van nederigheid is in Jesus. Die kruis is die hoogste uitdrukking van nederigheid. Hy het nie net gedien nie, maar hy het ook gesterf. Hy het nie net gebuig nie, maar hy het ook sy lewe gegee. En deur sy nederigheid het hy die grootste oorwinning ooit behaal in hierdie wêreld. As jy Christus wil volg, moet jy sy pad volg. En die Bybel sê, neem jou kruis op en volg my, het Jesus gesê. Ware grootheid, broeder en suster, lê nie in hoe hoog jy staan nie, maar in hoe laag jy buig. Ware grootheid lê nie in hoeveel jy wys nie, maar in hoeveel jy dien. Dit lê nie in hoe sterk jy lyk nie, maar in hoe afhanklik jy van God lewe. Dit gaan nie oor 'n naam bou nie,
maar dit gaan oor die verheerliking van Christus se naam in jou lewe. Nou, ons gaan nou by die nagmaalstafel aansit. Kom ons verootmoedig ons vanmôre voor die Here en bely al ons sonde voor hom. Ons buig in nederigheid voor hom. My bede is dat die Here vandag in ons 'n nuwe gees van nederigheid sal inplant. En dat hierdie vrug van die Heilige Gees 'n sagtheid in jou teweeg sal bring. 'n Opregtheid, 'n diensbaarheid, sodat jy in jou lewe meer vir Christus sal lewe op die pad van ware gehoorsaamheid. En dat die wêreld Jesus Christus in jou lewe kan sien en die nederigheid kan sien en dat jy soos Jesus sal lewe. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, alle lof en eer bring ons aan U vanmôre, wat die enigste ware soewereine God is, wat deur U woord met ons bemoeienis maak. Ons loof U, Here, dat U ons by die naam ken, dat U in ons harte werk deur die Heilige Gees, dat U saam met ons op ons lewenspad is. Wil U vandag hierdie Bybelse waarhede in ons lewe kom bevestig en bekragtig. Laat ons nederig voor U lewe in ware gehoorsaamheid. Ons kom bely al ons sonde voor U Vader. En ons wil vra dat U ons sal skoon was in die bloed van Jesus. En dat ons 'n lewe van toewyding en nederigheid sal lewe, met die oog gefestig op Jesus, die volëinder van ons geloof. Dankie dat U goed is vir ons, en vir al die seëninge uit U hand. Ons eer U daarvoor. In Jesus Christus se naam bid ons dit, uit dankbaarheid. Amen.